Kom ons bid net, Here, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons as u kinders saam kan kom rondom die woord. En Here, breek vir ons dit vanoggend soos 'n vars brood. Amen. Ek wil vinnig hersiening doen by laasweek. Ek dink dit is in jou blaadjie. Ons praat oor stres. En ek het laasweek gesê, daar's die 7 top redes waarom mense stres in hulle lewe. Is jou werk, geld, gesondheid, verhoudinge, eetgewoontes, media-oorlading en te min slaap. Nou, baie interessant, daar staan 365 keer in die Bybel, do not be anxious. Met ander woorde, moenie stres. En die mees onderstreepte deel in die Bybel, as jy nou mense se Bybels vat wat onderstreep, die mees onderstreepte deel in die Bybel is Filippense 4 vers 6, 7 en 8. En ons gaan vanoggend aangaan, ek gaan vinnig hersien wat ons laasweek gedoen het. Vers 7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, alle verstand, ook alle misverstand, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die Living Bible sê, if you do these things, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will keep your thoughts quiet and your heart at rest as you trust in Christ Jesus. Nou ek wil by die Living Bible aansluit, as hy sê, if you do these things, what things? Die eerste ding wat ons laasweek gedoen het is, in Filippense 4 vers 4, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. As ons fokus daarop om bly te wees, verminder ons stres in ons lewens. Sefanja 3:17 sê, die Here jou God is by jou, hy is vol vreugde oor jou, hy jubel en juig oor jou. En die vrug van die Gees, weet ons, is onder andere ook vreugde. As ek punt 1 in die woorde uit die Bybel kan haal, vol vreugde, jubel, juig, blydskap, opgewondenheid, geniet, vier fees, uitsing, goeie tyding van groot blydskap, God loof en prys, hande in die lug steek, uitbundige jubeling, uit volle borsing. Met ander woorde, dis die eerste stress reliever. Wees bly. Dan sê Paulus, is asof Paulus dit wil nog erger sê. Ek herhaal, wees bly. Ek weet nie of ek laasweek die storie vertel het van Tannie Tilly Toeter. Sy was 84 jaar oud en sy het haar kleindogter lughawe toe gevat. Dit was daar in een van die groot lughawens in Amerika. En om een of ander rede op die hoofsnelweg het 'n kar, of sy het haar kleindogter by die lughawe gaan haal, dis reg. Het 'n ander kar haar gestamp. En Tannie Tilly is teen die kant af en sy's ore gat en in 'n sloot en die karretjie het tussen bosse tot stilstand gekom. Is baie mooi storie, ware storie. Tannie Tilly sê, toe sy nou daar sit, sy kan nie uit nie, want die kar kan nie oop nie. Toe sê sy, Here, nou gaan ek sing totdat hulle my kry. En Tannie Tilly Toeter is haar van, Toeter.
Nogal, sy kon die toeter druk daar. Sy het 3 dae in die kar gesit. Sy sê toe sy dors raak, toe bid sy dat dit sal reën, toe reën dit, toe gebruik sy daai ding wat jy rondom jou stuurwiel sit, toe hou sy dit buite en vang water op en dan suig sy dit uit dat sy kan na dors lees. Dit was my so mooi. Sy het 4 dae na motortjie gesit. Sy het haar nie laat onderkry nie. Sy het gesê, die lewe is bedoel om geleef en geniet te word, al gebeur wat ook al met jou. So Paulus, wees bly, ek herhaal wees bly. Die tweede een wat ons laasweek gedoen het is, wees inskikkelik teenoor alle mense. Nou inskikkelik beteken, dit beteken nie jou vriende te wees met alle mense. Nou, ons is nie almal met almal vriende nie. En dis okay dat jy nie met almal vriende is nie, want daar is mense van wie jy nie noodwendig hou nie, en mense wat nie noodwendig van jou hou nie. Dis die sonde nie. Ons partykeer clash persoonlikhede. Maar as Paulus hier sê, die stress reliever daarin is, wees oordentlik met alle mense, ook met die van wie jy nie hou. Inskikkelikheid beteken, ek is net kind, ordentlik, gaaf, vriendelik. Met die boemelaar, met die onbeskofte ou wat voor jou indruk, met die ou by die bankteller, of die til slaan, of die petroljoggie, of noem maar op. Nommer 3. Nommer 2 staan in vers 5, wees inskikkelik teen alle mense. En dan kom ons by nommer 3 wat ek laasweek gedoen het. Moet oor niks besorg wees nie. Met ander woorde, moet oor niks worry nie. Nou ons weet, dis nie maklik nie. Maar ek het laasweek gesê, a person who worries says, I cannot trust God, I'll take things into my own hand, God doesn't care and so he won't do anything. I'll have to worry it through. Ons besluit ons moet 'n bietjie worry bysit by God om hom te help. Terwyl 5 sê, geloof sê, God does care, He and I will work it out together. I'll supply the willingness and He'll supply the power, and with that combination we can do anything. En Matteus sê, kyk na die voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Luister mooi wat staan hier. Julle hemelse Vader. Nie die voël se hemelse Vader nie. Hy's ons hemelse Vader. So as hy vir die voël sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir ons ook sorg nie. Vers 28, en wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies, hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle self, Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer nie vir my en jou? Nommer 4. Dan staan daar, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking. Met ander woorde, bid oor alles. The angel fetched Peter out of prison, but it was prayer that fetched the angel. Ek sê altyd, God het vir ons as gelowiges 2 wapens gegee. Die een is gebed, ons wil ook gebruik. En die ander een is gedagtebeheer. So ons moet dit toepas. Nou kom ons vandag by nommer 5. Maar maak in alles julle begeertes, dit was die vorige punt van laasweek se laaste punt, deur gebed en smeking met danksegging. Paulus was meesterlik daarin om dank en waardering uit te spreek. Dis vir my so ironies. En ek dink dis
dis iets wat ons as gelowiges moet aanleer, om 'n attitude van gratitude te hê, om 'n dankbaarheidsattitude te openbaar. Ek loop die week iemand in my straat raak. Terwyl ek besig is om die preek voor te berei, loop ek iemand in my straat raak en ek dink by myself, ek wonder wat gaan ek nou vir die ou sê, 'n dankbaarheids. Ons is dankbaar. Ek meen, die son skyn, ons is gesond, ons kan stap, Eerste ding wat die vrou sê, het jy gehoor, hulle het by nommer 7 ingebreek? Hoekom vertel ons altyd die slegtes? Die slegtes is daar, ja, ek weet dit, ons hoef dit nie te ontken nie, maar dis al waaroor ons praat. Ek lees 'n storie, Larry en Joanne, 'n gewone paartjie in 'n gewone huis in 'n gewone straat, soos enige ander paartjie, het hulle maar hulle probleme, hulle het hulle rusies, gesprekke gaan oor wat verkeerd is in die huwelik, en wie se skuld dat is. En toe besluit Larry, op dit wat Paulus hier sê, maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging. En hy sê vir Joanne, sy vrou, hy sê vir haar een aand, weet jy wat, ek wil graag vir jou dankie sê. Dankie dat jy die was gedoen, dankie dat jy dit opvou, dankie dat jy dit so gereeld in my kas pak. En Joanne kyk hom so en sê, Larry, wat soek jy van my? Niks nie, ek wil net hê jy moet weet ek waardeer jou. Die voorval het 'n paar dae verbygegaan. Toe sê Larry weer, Joanne, dankie dat jy elke maand met soveel korrektheid ons boeke in die Excel sheet aanteken. Daar was die maand net een foutjie, dis 'n rekord teenoor ander maande. Joanne sê, ek het nie geglo wat ek gehoor het nie. Ek het opgekyk en gesê, Larry, jy kla altyd oor my foute op sy Excel sheet. Hoekom kla jy nie nou nie? En so het dit aangegaan, totdat een aand sê, die 16-jarige tiener dogter in die huis, Shelly, sê vir haar ma, ek is seker pa het mal geword. Hy het nou net vir my gesê, ek lyk mooi. Met al hierdie grimering en al hierdie slordige klere, en hy het steeds dit gesê, ma, wat's fout met pa? Sien, as ons begin 'n attitude van dankbaarheid toon, dan gaan die mense in ons huis dalk dink, what went wrong? Waar het dit skeef gegaan? Wat het jy gedrink? Of wat soek jy? Die Bybel is so vol, Dawid in Psalm 103, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Hy het my sonde vergewe, hy het my siektes genees. Dawid sing dit as dit ware uit. 'n dankbare lewenswyse maak jou gelukkiger, dit help dat jy beter slaap, dit maak dat jy gesonder is, dit maak dat jy meer vrygewig is. Die lewe gebeur met ons almal. Met ons almal gebeur soms goed wat nie lekker is nie. Ek kry 'n papwiel met my motor, of hy wil nie start nie, of 'n kollega van wie ek nie regtig hou nie by die werk irriteer my, en, of as 'n sterfte in die familie, of 'n afdanking, watter omstandighede ook al. Good is released as we thank God in the midst of our difficulties. Het vanoggend iemand van Pearly Beach af hier by my storiedag tot 1 kom haal. En die ou het vir my sy storie geskryf vir storiedag tot 2. Hy was in Desember 2015 gediagnoseer met fase 4 kanker. Verder sê vir my, en ek het besluit, Filippense 4 vers 5, 6 en 7 en 8, veral vers 8, ons gaan nou by kom.
sal ek oor my lewe spreek elke dag. Die dokters het ver die 2 maande gegee. Ons is nou van 2012 en 2026. Die Living Bible sê, if you do these things, you will experience God's peace which is far more wonderful than the human mind can understand. So, 'n gesindheid, openbaar 'n gesindheid van dankbaarheid. Staan op en tel jou seëninge. Tel wat die Here vir jou gegee het. Wie dis 'n voorreg om op te staan en self te kan gaan stort en self te kan toilet toe gaan en self jou goedjies. Daar's ander mense wat gehelp moet word. Hulle kan nie meer dit self doen. Daar was 'n boemelaar, 'n bergie wat altyd dankbaar is, en toe vra hulle eendag vir hom, toe sê hy, daar's 3 dinge waarvoor ek dankbaar is, dat ek kan leef, dat ek die vermoë het om lief te hê, en hy het altyd so in die dromme gekrap, dat hy vir die voeltjies alles gegooi wat hy uit die dromme uithaal, want hy sê, die voeltjies kan nie die dromme krap nie, ek doen dit vir hulle, en dat ek my voels kan hê, wat ek elke dag kan voel. Nommer 6. En verder broers, nou is dit vir my die kern van stress reliever. Paulus sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, maak aan God julle gedagtes bekend. Paulus sê soveel, Romeine 12:2, laat God jou vernuwe deur jou gedagtes. Maar dan sê Paulus ook, wat moet ons dink? Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, hy noem hulle so op, waar, edel, reg, rein, mooi, prysenswaardig, wat deeg of rouwaardige saak daar ook al mag wees, oordink dit, al het hulle by nommer 7 ingebreek. Oordink die goeie goed. En dan vers 9, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en hierdie sinnetjie, dis onderstreep die hele vanaf vers 4, en God, wat vrede gee. Kom ek illustreer vir jou. Rebecca Taylor, ek illustreer dit vir jou met 'n storie. Rebecca Taylor was 13 jaar oud. Op 13-jarige ouderdom het sy reeds 55 operasies gehad. Meer as 1000 dae in die hospitaal deurgebring. Die dokter het haar ma, Chrissy, gebel en vir Chrissy gesê, ons vermoed Rebecca het 'n beroerte gehad. En Chrissy sê, sy vertel, sy sê, dit het in my kop gemaak, 'n moontlike beroerte, totdat ek nie meer kon nie. En toe gaan ek en ek slaan my Bybel oop. En hy val oop by Filippense 4 vers 8. En toe vat ek my pen, en ek gaan skryf in my joernaal, wat is waar? Ek het vir myself gesê, sê Chrissy, wat is waar in jou lewe? Op die oomblik is dit vir my waar, dat ons as 'n klein gesinnetjie saam aan tafel kan sit in ons eie huis, nie in 'n hospitaalkamer. Want die dogtertjie was ontslaan. Wat is edel in jou lewe, Chrissy? Dis vir my edel dat ons mekaar se teenwoordigheid kan geniet by ons huis. Chrissy, wat is reg in jou lewe? Dis so reg om te sien hoe my 2 seentjies aangaan met hulle lewe. Hulle speel en lag ten spyte van die donker wolk wat oor ons huis en oor hulle sussie se lewe hang. Chrissy, wat is rein in jou lewe? Dis so rein oomblikke as ek sien hoe haar 2 boeties
op 'n spierwit laken by haar op die bed sit en speel, en sy effens glimlag vir hulle. Chrissy, wat is mooi in jou lewe? Dis so mooi om Rebecca te sien as sy slaap. Sy lyk so vredevol. Chrissy, wat is prysenswaardig in jou lewe? Dis prysenswaardig om 'n span dokters te sien, wat met Rebecca werk, en te sien hoe hulle alles in hulle vermoë doen, om haar die beste mediese sorg te gee. Chrissy, wat is lofwaardig in jou lewe op die oomblik? Dit is vir my lofwaardig om te sien hoe God besig is om 'n wonderwerk te laat gebeur in my dogtertjie se lewe. Op die dinge het ek my gedagtes gefokus, sê Chrissy. Ek het 'n wilsbesluit geneem om gedagtebeheer toe te pas. Ek het Filippense 4 vers 8 oor en oor en oor vir myself herhaal. En verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak dan ook mag wees, dink dit. Bedink dit. Chrissy skryf in haar joernaal verder. Ek het na die dokters in die hospitaal geluister. En ek het besef, God is besig om iets te doen. 7 maande later, op haar 14de verjaarsdag, het Rebecca self die hospitaal ingestap, nie met 'n rolstoel ingestoot nie. Sy het 13 kg gewig opgetel, en haar gesondheid het dag na dag verbeter. Die hospitaalpersoneel het gesê, dis absoluut 'n wonderwerk. If you do these things, what things? Die 7de een, my laaste een. Paulus sê in vers 11, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Die woord behelp in Engels, to be content. Dan sê Paulus, ek weet wat is armoede, ek weet wat is oorvloed, ek het in alles ondervinding, om genoeg te hê om te eet, om honger te ly, om oorvloed te hê, om gebrek te ly. Ek weet hoe dit voel, sê Paulus. Onvergenoegdheid is so aan die orde van die dag. Kom ek skets 'n situasie. Jou hart is swaar, jou gemoed druk. Jy moet met iemand praat. Jy bel 'n vriend. Jy vertel jou hele situasie. Jy luister na goeie raad, jy voel beter. Toe jy die foon neersit, toe voel jy sommer beter. Maar 'n rukkie later voel jy weer so. Weer onvergenoegd. Jy sit musiek aan, dit laat jou rukkie beter voel. En dan is daar mos nou baie van ons, ek stel myself aan daai kant van die draad. Dan gaan ek yskas toe en ek begin eet. En dit is heerlik, en ek maak die pak chips bo by die yskas oop en ek eet hom heeltemal op, en ek eet sommer 'n slab sjokolade ook op. En hoe voel jy dan? Paulus sê, want ek het geleer. Dis iets wat ons moet leer. Dit kom nie van self nie. To be content, om tevrede te wees, moet ons aanleer. Nou vinnig oor dit, as 'n paar valse oorspronge wat mense tevredenheid, contentment insoek. Die een is in mense. Mense gaan jou nie gelukkig maak nie, as dit nie van binne jou kom nie. Die tweede een is plekke. Nou die dag met 'n klasmaat van my gepraat, wat toer ergens in die Vrystaat in 'n klein dorp sit. Toe sê sy, vertel sy my ongelukkig sy is. En sy sê, as ek ook net kan, in Somerset West kan gaan bly. Ek wil ek van sê, jy bring al die ongeluk saam. Somerset West. Dit lê nie in 'n plek nie. Dit lê nie in besittings nie. As ek net ook dit het, dit lê nie in 'n posisie nie.
wenke for being content. Hou op om jouself met ander te vergelyk. Tweedens, hou op om te dink, as ek meer het, gaan ek meer tevrede wees. Gaan ek meer content wees. En derdens, en dis dalk die belangrikste een, hou op probeer om goed te beheer wat buite jou beheer is. Dit maak dat jy stres en dat jy jou vrede verloor. So kom ek dit draf gou deur almal en dan gaan ek sluit met 'n voorbeeld. Hoe verminder ek stres in my lewe? 1. Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Soek dit om blydskap te leef. 2. Wees inskikkelik met alle mense. Met ander woorde, wees vriendelik ook met die mense van wie jy nie hou nie. Nommer 3, moet oor niks worry nie. Veral nie oor goed wat jy niks aan kan doen. Gaan gee dit vir God. 4, praat met God oor alles. 5, dank God. Leef 'n lewe van dankbaarheid. Nommer 6 is vir my die kern van dit alles. Al hierdie goed wat ons moet dink, wat Paulus sê, hierdie verder broers, alles wat waar is, edel, reg, rein, mooi, prysenswaardig, wat deeg of 'n ware gesaak ook mag wees. En oor Paulus sê vir ons wat ons moet dink. En nommer 7, wees tevrede, being content. Nou wil ek jou sluit met 'n ware storie, miskien het ek dit al vertel. Novak Djokovic speel vanmiddag die Australië Open finaal. In 2018 het Novak Djokovic gekwit. Hy het sy span gebel, hy het sy spanbestuurder gebel, hy het sy borge gebel, want hy in die Australië Open in die 4de ronde teen Hyun Chang verloor, in Indian Wells het hy teen Taro Daniel verloor, wat 'n qualifier was, en toe het hy in Miami teen die Fransman Benoit Paire verloor, en toe verloor hy dit hier. Toe verloor hy moed, en hy kwit, maar hy maak dit nie bekend. Hy het dit nie op sosiale media, hierdie kry mense, celebs, post ons op sosiale media, dan weet die wêreld, okay, dis nou wat nou gebeur. In 2018 het hy reeds 12 Grand Slams gewen. Net 12. Vanmiddag as hy vanoggend as hy die final gaan speel hy vir sy 25ste een. Hy het nou al 24 gewen. Maar anyway, toe kwit hy en hy het sy kop verloor. En hy vat sy vrou en hy vat sy kind, sy 2 kinders en hy gaan nou vakansie in die Dominikaanse Republiek, naby die Bahamas, Cayman Island, Jamaica. En hy weier om aan 'n raket te vat. Sy vrou Jelena, wat hou van tennis, en dogter, seentjie Stefan, het gaan slaan op 'n baan daar naby. Maar Djokovic het nie verskyn nie. Na 'n week, toe kom hy eendag daaraan, waar Jelena en die seentjie speel. Toe vra hy, kan ek saam speel? Toe sê sy vrou, nee, jy het mos opgehou tennis speel. Loop. Toe sê Stefan, papa kan aan my kant kom slaan. Die volgende dag, toe kom hy met tennisklere en tekkies. Die 3de dag, toe sê hy vir sy vrou, ek dink ek moet my spanbestuurder bel en sê, ek is terug. Dit is soms goed om 'n time-out te vat. En Djokovic het na daai
quote in 2018, nadat hy sy kop verloor het, en hy weer sy kop gevind het, nog 12 Grand Slams gewen. Hy speel vanmiddag vir die nommer 25ste een. Wat wil ek vir jou sê? Romeine 12:2 sê Paulus, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. As jy gebore word, dan lyk jy soos jou biologiese ouers. As jy aan die einde van jou lewe kom, dan lyk jy soos jou keuses, en jou keuses word bepaal deur jou denke. And your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. So ek verstaan hoekom die mees onderstreepte teks in die Bybel, Filippense 4, vers 6, 7 en 8 is. En ek wil jou vandag motiveer en aanmoedig, gaan lees 'n bietjie Filippense. Wees bly in die Here, wees inskikkelik, moenie worry nie, praat met God, dank God vir alles, being content, oordink goeie dinge. As iemand die week na jou toe aangestap kom en hy vertel jou iets slegs, dan vertel jy hom iets goeds. Ek challenge jou. En jy kyk, hoe vinnig swaai jy 'n situasie. Job 22:21, obey God and be at peace with him. This is the way to happiness. Romeine 15, en as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom, om 'n tydjie by julle te rus. Paulus skryf aan Romeine, dan sê hy, en God wat vrede gee, sal by julle almal wees. If you do these things, kom ons bid. Here, ons stres so onnodig oor so 'n ongelooflike klomp goed. Terwyl u woord vir ons reguit sê, if you do these things, you will experience God's peace, which is far more wonderful than human understanding. Dankie vir u woord wat lewend is. Dankie vir u woord, Here. Maar dit is so moeilik om dit te eet en te leef daar buite, elke dag. Ek bid, Here, help ons om dit prakties te gaan uitleef in Jesus naam. Amen. Baie dankie, daar is koffie en tee en eetgoed, as jy tydjie het, eet iets saam met ons, en mag jy 'n geseënde week hê, en positief vir iemand anders iets sê.